Goeie môre. En wat 'n heerlike dag, né? Ek dink dis van die lekkerste dae in die jaar. Kersdag. Baie welkom en julle kan sien, vandag preek ek nie alleen nie. So welkom aan Josef en Maria, maar ek dink die krib is die belangrikste, né? Die krib en die kruis. Hulle loop saam. Maar baie welkom ook aan jou, as jy die video kyk, is dit omdat jy nie in die erediens kan wees nie. As jy dit sou kon maak, wil ek vir jou sê, gryp al wat kind en klaas is in jou huis, sleep hulle, al kom hulle met hulle swemklere, klaar sonbrandolie aan, donker bril op die kop, hulle is baie welkom. Want wat 'n wonderlike geleentheid, en niemand sal spyt wees nie. Maar regte dinge eers. Kom ons maak ons oë toe en ons roep die Here aan. Toe die goedheid en die menseliefde van God ons verlosser verskyn het, het hy ons verlos. Daarom sê ons ook, eer aan God in die hoogste hemel. Ons is verlos nie op grond van ons werke, wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van God se ontferming, wat ryklik oor ons uitgegiet is, deur Jesus Christus ons verlosser. Daarom sê ons ook, vrede op aarde vir die mense, in wie God 'n welbehae het. En dis wat ek vanoggend ook vir jou wil sê, genade en vrede, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, alles deur die kragtige werk van die Heilige Gees in ons lewe. Kom ek nooi jou nou en sê, maak jou Bybel oop, vandag is dit by Jesaja hoofstuk 9, 'n baie mooi gedeelte, ons lees die aanhaling van Jesaja 9 baie, ons gaan vers 1 tot by vers 6, eintlik vers 6, ja, gaan ons saam lees. Jesaja hoofstuk 9, vers 1 tot 6. Kom ons bid gaan. Dankie Here, ons Here. Dankie vir die woord. Dit is vir ons so kosbaar. Dankie dat ons vanoggend 'n profesie kan lees, 'n belofte wat waar geword het of sy volle betekenis gekry het in U. So daarom wil ons vir U vra dat U deur die Heilige Gees se werke ook in en deur hierdie woorde met ons sal praat, dat ons die fluistering sal hoor en dat ons U sal verheerlik. Amen. Nou wil ek jou nooi en sê, kom ons lees saam. Dis Jesaja hoofstuk 9, dis die woord van die Here. Die volk wat in die donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyn. Soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel, soos die dag toe die Midian verslaan is, het U die juk gebreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Tot sover toe lees ons die Here se woord. Ek weet nie of jy dit ook beleef nie, né? Maar hulle praat van die stadigste sneltrein in die wêreld, dat ek nou maar 'n langer storie vir jou begin. Die Glacier Express. Dis in die Alpe, daar's 'n paar ander paaie ook, maar die Glacier Express, hulle sê dis iets om te sien, die stadigste sneltrein in die wêreld. Want met die Glacier Express is elke prentjie is afneembaar, skilderbaar mooi. So as jy ooit wonder waartoe om te gaan vir 'n vakansie, reël vir jou 'n rit op die Glacier Express. Wat 'n view, sal hulle sê. Maar wat interessant is, as jy ry, dan sien jy hierdie panoramiese beeld van die Alpe. Pragtig mooi. En dan hardloop jy in 'n tonnel in. En dan is dit piknagdonker. En dan weer uit en dan is dit weer helder mooi. En dan weer piknagdonker.
Maar weet jy hoe klink dit in daai tonnel, as jy so in 'n tonnel ingaan? Hy brrrr, dis donker, jy kan niks sien nie, en dit slaan en dreun in jou ore. Weet jy wat, dit voel baie keer in ons lewe vir ons nou so, asof ons in 'n tonnel is, of ons so met 'n trein in 'n tonnel in ry, dit dreun en slaan in ons. Die nuus wat ons hoor op die televisie is elke keer slegte nuus, dit dreun so in op ons. Die boodskapies wat jy kry op Facebook is altyd van hoe sleg is die en hoe sleg is daai, dit dreun so in jou ore in, dis nag. As jy YouTube so goed kyk, né, dit waarmee hulle ou so pyn en pes, is altyd hierdie swart, donker nagnuus. Ja, al lank terug het Charles Dickens 'n boek geskryf en hy het gesê, it was the best of times. It was the worst of times. It was the time, the season of light. It was the time, the season of darkness. Is dit nie waar nie, nee. Ons is soveel keer in hierdie donker vasgevang. En as jy in hierdie donker treintonnel stap veral, nee, dan stap jy stap, jy kan niks sien nie, en dis vleermuise en die angs is daar, en dan sien jy 'n ligkolletjie voor jou. En as jy die lig sien, is jy eers bly en dan raak jy angstig. Is dit 'n trein of is dit 'n uitkoms? Is dit 'n trein of is dit 'n uitkoms? Gaan hierdie trein my heeltemal vernietig of gaan ek uitkom en 'n panoramiese beeld kry? Pragtig mooi. Jesaja 9 vertel ook van so season, time of darkness, 'n donker tyd. Hierdie donker tyd begin eintlik in Jesaja 7 wat ons Sondag gelees het. Jesaja 7 vers 14. Wat 'n tragiese verhaal dat die koning van Israel, koning Agas, gesê het, ek kan nie God vertrou nie. Ek sal die Syriese koning nader en ek sal met hom 'n kontrak aangaan en ek sal aan hom belasting betaal en ek sal sy knegt word dat hy my moet red. En as die profeet vir hom sê, God wil jou red, jy kan jou vertrou in God, sal sê, dankie, nee, ek gaan nie die Here toets nie. Maar eintlik wat hy sê is, ek vertrou nie God nie. Wat 'n donker tyd. Die koning van Sirië is my held. Die koning van Sirië is my sterkpunt. Nee, Donald Trump sal vir ons uitbring. Nee, Nelson Mandela sal vir ons uitbring. Nee, Putin sal vir ons nee, ek weet nie eens watter name om te vat of watter om te los nie. Los dit maar. Hulle sal vrede afdwing. Daar is nie 'n kans nie. Dis 'n donker nagtonnel en 'n swak besluit. En dan kom God en hy sê, ek gee 'n baba. 'n jong vrou gaan aan 'n baba geboorte skenk. En weet jy wat? Sy gaan nie na sy familie vernoem word nie. Hy gaan genoem word Immanuel. Wat beteken God is by ons. Koningin, dit gaan vir die mense 'n troos wees, maar vir jou 'n klag wees. Ken jy die baba? Immanuel. Matteus is dadelik sê, ek ken hom. Kyk net bietjie. Hy het dadelik opgespring en gesê, dis Jesus Christus. Jesus Christus is Immanuel. Dis die baba met die titels. Dis die baba wat ook hier in Jesaja 9 genoem word. Ek herken hom dadelik. Hy het baie meer titels en eienskappe as wat die Assiriese koning ooit sou kon hê. Hy is, en kyk dit dan nou 'n bietjie na Jesaja 9, né? Hy is die wonderbare raadsman. Vreemde woorde, dan lees ons dit, ons ken dit, maar ons weet nie wat dit beteken nie. Hy is hierdie raadgewer, maar dit is 'n raadgewer wat jou sal verwonderd laat staan. Hy is die alwetende. As hy jou lei, en dan sê die Here ook, ek sal deur die Gees vir jou lei. My Gees sal julle in die volle waarheid lei. Dan is hy alwetend, jy weet, hierdie donker ervaring en as dit die lig wat uitbreek, maar dan stap jy eintlik op die Alpe uit en jy sien die mooi lig. Die uitkoms is hier. Gaan lees gou 'n bietjie, as jy jou Bybel op jou skoot het, blaai gou na Jesaja 28 vers 29 toe. Jesus is daar. Jesus weet. Hy het soveel begrip. Hebreërs sê, hy het selfs deur die dood gegaan, so selfs al word ons deur die dood gekonfronteer, is hy daar, en hy het medelee met ons, want hy verstaan
wat gebeur? Henry Carter het bietjie gewerk in 'n kinderhuis as 'n oom in die kinderhuis. Want seuns het daar baie manlike rolmodelle nodig om te vorm. En een slag sê een van die koshuismoeders vir hom, daar's 'n ouetjie, sy naam is Tommy. Tommy kruip onder die bed en Tommy wil nie onder die bed uitkom. Nou stap Henry Carter aan, nou dink hy eers, gaan hy hom nou hier in die voet vat en dan sleep hom uit en sê, wat maak jy daar onder mannetjie? En toe hy inkom, was dit maar regtig die leiding van die Gees. En in plaas dat hy hom in die voete uitsleep en in die ore en die gang afsleep, sak hy toe op sy knieë af en hy kruip ook op sy maag onder die bed. En hallo Tommy, dis om Henry hier. Nou lê hy daar, nou sien jy Tommy lê met sy, op sy rug, met sy kop boontoe, toe gaan lê hy ook op sy rug, met sy kop boontoe. Hy sê, Tommy, ek kan niks sien nie, wat sien jy? Tommy sê nog niks. Hy sê, Tommy, ek kan nou nie sien nie, maar hier in my neus ruik ek ons ete. En nou begin hy vir hom vertel van wat hulle alles vir hierdie Kersete gaar gemaak het. Laat hy later so honger is, dat hy moet sluk en sluk en sluk. Gelukkig lê hy op sy rug, hy kan al sy speeksel insluk. Dit loop nie uit. Niks, dit roer nie vir Tommy. As dit lank stil, hy sê, Tommy, ek moet nog ons Kersboom klaar versier. Sal jy my kom help? Ek wil dit nie alleen doen nie. Ek wil hê, jy moet dit help mooi maak. Ja, dis al wat Tommy sê. Hy sê, nou maar goed, nou draai hy op sy maag. Hy sê, ek kruip nou hier uit, maar jy moet ook nou maar uitkruip. Hy sê, en toe hy so uitkruip, toe dink hy aan hierdie teks, wonderbare raadsman. En hy besef, God het ons nie aan ons ore kom gryp en ons geplikke, gerukke, gered nie. Hy het ons ook nie aan ons voete onder ons beddens uitgesleep nie. Hy het afgesak tot op ons vlak en hy het op sy maag geseil onder ons beddens in. En hy het ons kom red daar waar ons is. En vir die eerste keer het hy besef, wat beteken dit as God sê wonderbare raadsman? Hy weet alles, hy ken alles, maar hy sak tot op ons vlak. En hy kom maak 'n verskil aan ons. Hy kom vat eintlik my hand onder my bed. Wonderbare raadsman. Sterke God. Eintlik as ek hierdie reguit moet vertaal, gaan dit iets wees soos God held. Sterke God, God held. Hoekom God held? Want hy maak groot planne. En dan as hy groot planne gemaak het, dan neem hy magtige besluite. En as hy groot planne gemaak het en hy het magtige besluite geneem het, dan het God die moed en die vermoë om dit uit te voer. Alles is vir hom moontlik. Hy doen dit. Weet jy wat? En ek dink dalk moet ek en jy dit nou mooi onthou. Die onmoontlike is God se werk. Die onmoontlike, dat 'n baba uit 'n maagd gebore word, is God se werk. Dat die hele skepping in balans gehou word, dit is God se werk. Dat ek en jy gered word en wederbaar word in 'n nuwe lewe, 'n tweede geboorte kry, is God se werk. Ons kan dit nie doen nie. Maar die moontlike is ons werk. Om gehoorsaam te wees is ons werk. Om te doen wat God wil hê en volgens sy plan is, dis ons werk. Dis nie 'n wonder nie, né? As hy praat oor sterke God en oor hierdie Godheld, het Moeder Teresa eenslag gebid en hulle het die gebed opgeskryf. Sy het gebid en gesê, Lord, bless Robert Schuller without consulting him. Seën hom, moet hom nie vra nie, seën hom nie. God hoef regtig nie vir ons raad te vra nie. God kan net doen. Die derde eienskap, ewige Vader. God is die pa van die geskiedenis. Dis God se plan. En God maak sy plan en dan skep hy. En dan onderhou hy. En dan herskep hy deur sy seun. So alle geskiedenis is God se geskiedenis. In die Engels sal ons sê, it's his story. History is his story. So wat jy ook al glo, ek wil dit vir jou uitdaag en sê, wat jy ook al glo, vat hierdie feit
Jesus Christus het die geskiedenis kom verander. Jesus Christus was so belangrik, dat hy die geskiedenis in die helfte verdeel het. Wie anders verdeel die geskiedenis dat ons praat van voor Christus en na Christus? Christus het die geskiedenis kom breek, kom deurbreek. Maar selfs 'n eenvoudige ding, soos, as mense wil vloek, het jy al gedink, hulle slaan nie hulle vinger raak en sê Donald Trump nie. Hulle slaan nie hulle vinger raak en sê Mahatma Gandhi nie. Selfs in die lelikste en in die kragwoorde, en as mense wil sweer, gebruik hulle hierdie naam wat bo alle name is. Want selfs die ongelowigste mens weet, God is die ewige Vader. Jesus Christus is sy ewige seun. Iemand het eendag gesê, jy kan die grootte van 'n skip bepaal deur die sleur wat hy agter hom, die stroomsleur wat hy agter hom maak. Wel, Jesus Christus se stroomsleur in hierdie geskiedenis gaan nog steeds aan. Dis soos 'n sneeubal wat net groter bygekry het. Gamaliel, wat toe nie in hom geglo het nie, het al gesê vir die kerkleierskap van daai tyd, gesê, my broers, as hy nie van God was nie, soos hom gestuit het, die feit dat ons hom nie kan stop nie, sê vir ons, hierdie sleur, hierdie skip is so groot, dit is van God af. Hy is die ewige Vader. Maar dan die laaste ene, vredevors. Vredevors, prins van vrede op 'n ander plek genoem. Selfs die engele sing dit. Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die wie God 'n welbehae het. Jesus Christus is so groot en hy bring soveel vrede, dat hy ook sê, ek gee vir julle 'n nuwe riglyn. Gaan lees net bietjie Matteus 5 tot by Matteus 7. Sy nuwe lewensreëls om volgens te lewe. Ja man, dis soos die ou vertel, hy sê, ek het gaan kuier in die land van die dwaase. En toe ek daar saam met hulle lewe, kom ek agter die dwaase is vreesbevang. En ewe skielik gil een dwaas en hy spring weg en hy hardloop en almal hardloop weg. Ek gryp die naaste dwaas aan die arm en ek vra, wat nou? Sê nee, daar's 'n monster, hy is op pad na ons toe. Ek kyk waar, hy sê daar, sê ek stap, toe sit 'n waterlemoen. Ek sê ag nonsens man, dis 'n waterlemoen. Dis 'n monster, skree al die dwaase vir my. Ek sê kyk hier, nou haal ek my knipmes uit en ek sny hom sulke lang kepe en ek kap hom so oop dat hy so mooi skyf is en ek begin hom eet. Waaah, skree die dwaase nog erger. Toe's ek die monster se monster, toe's hulle nog banger vir my as vir die waterlemoen. Ag nee. Toe wil hulle my doodmaak en wegjaag. Ek stap toe net weg. Ek bly toe vir 'n paar maande weg, tot ek dink dat die dwaase my nie meer sal onthou nie. En toe kom ek terug na hulle toe. Maar toe weet ek, toe begin ek saam met hulle werk. Maar ek vertel vir hulle vertel vir my van hierdie monstere, ek sê net ja. Maar so stadig begin ek hulle met inligting voer. Eers wys ek vir hulle 'n lekker agurtjie en ek sê proe lekker proe. En toe wys ek vir hulle later 'n Engelse komkommer met sy bitter skil wat jy afskil en dan eet. Later 'n lekker groot soet komkom. Later 'n span spek. Ooh, dis lekker. En toe vertel ek hulle van 'n waterlemoen. En toe ek vir hulle toe 'n klaar gesnyde waterlemoen sê, vat hier, vat 'n hap. Toe eet hulle daai monster van hulle glad op. En toe besef hulle, dis nie 'n monster. Weet jy wat, God het met ons ook so gemaak. Hy het sy seun gestuur en ons wou hom doodmaak, want ons kon nie glo dat hy alles oorwin het nie. En toe stuur hy sy gees in ons lewe. So saam met die krib is die kruis, en saam met die krib en die kruis is die Heilige Gees nou in ons, en hy lei ons in die volle waarheid, dat ons vandag by Kersfees kan sê, hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here. 'n krib is nie vir hom te min, 'n kruis is nie vir hom te veel, hy is regtig vredevors, hy bring lig in ons lewe. Nou wil ek jou nooi sê saam met my dankie vir die vredevors. Here ons Here, dankie vir die goedheid en die grootheid. Dankie dat ons saam met Jesaja in U kan roem. Dankie dat U ons redder is, die koning van die konings, die Here van die Here. Daarom sal ons U aanbid tot in ewigheid. Dankie vir die krib,
en dat jy 'n mens geword het. Dankie vir die kruis en dat jy die sonde oorwin het. En dankie vir u Heilige Gees wat geloof in ons gewek het. Ons aanbid U. Amen. Ek wil jou nooi en sê die Here wil ons seën vandag. En as jy die Here se seën vandag ontvang uit Psalm 97, dan wil ek vir jou vra om dit deel van jou lewe te maak. So ontvang dit ook so. Verbly julle in die Here regverdiges en prys sy heilige naam. Mag die liefde van God, die vrede van die kind van Bethlehem en die krag van die Heilige Gees by julle wees vandag, elke dag, die res van jou lewe.